Nou, ons begin vandag met 'n nuwe reeks. En ek het ons so getitel, die naam van God. Die naam van God. Ek gaan 'n paar weke bietjie stil staan oor hierdie. Want weet jy wat? Ons het nodig dat ons weet wie is God. Wie is sy naam? Ons is in 'n tyd in die geskiedenis wat dit nie maklik gaan nie. Is dit waar? Gaan dit by jou ook taaf? Jy het 'n week gehad? Ja, besighede trek swaar. En mense wat in 'n werke sit is baie keer onseker oor hulle werke. En dit ervaar julle dit? Ja, ons almal ervaar dit. En weet jy wat? God is ons enigste toevlug. En die Here sê, hoor hierso, moenie dink dit gaan makliker word. Die Here sê dit in die laaste dae sal die dae donkerder word en dit gaan moeiliker word. Maar die Here sê dat oor die kerk gaan daar 'n lig opgaan. En dat dit in die kerk gaan dit so goed gaan dat die mense na die kerk gaan kyk en sê, hoe kry julle dit reg? En dit gaan nie wees as gevolg van omstandighede of ekonomie nie. Dit gaan net wees as gevolg van wie God is in jou. Wie jou toevlug is. En daarom is dit vir my belangrik dat jy moet weet, wie is God? Wat is sy naam? Want ons kernteksvers kry ek in Psalm 91 vers 14. Nou, en die van u wat die Bybels hier het, ek wil jy moet graag saam met my blaai. Onthou ook die van u wat jou selfoon of jou iPad of iets hier het, as jy kyk op YouTube, is al ons notas wat ons hier bo-op het, sal jy ook daar vind. As jy nie weet hoe om dit te kry nie, vra my na die tyd as ons saam koffie drink. Okay. Ja. Ons kernteksvers. En God is hier aan die woord. God self is hier aan die woord. Hy sê, omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm. Hoekom? Omdat hy my naam ken. Ek wil in hierdie reeks, wil ek hê jy moet vertroud wees met God se naam. Want as jy God se naam ken, as jy werklik weet wie hy is, sê dat hy sal jou beskerm. Kom ons gaan kyk wat sê die Amplified Bybel rondom dit. Die Amplified sê, dat daai laaste stuk, is I will set him on high, because he knows and understands my name. He has a personal knowledge of my mercy, my love, and my kindness. And he trusts and relies on me, knowing I will never forsake him. No, never. God wil ook hê dat jy moet weet dat daar is, maak nie saak hoe moeilik dit gaan in jou lewe nie, maak nie saak hoe donker dit rondom jou word nie. Jy kan nie bekostig om te sê dat God het my verlaat nie. Daar is hoeveel keer wat 'n mens deur so 'n moeilike tyd gaan, wat dit so taaf gaan, dat mense sê nee, weet jy wat, dit help nie eens meer om te bid nie. Dit gaan so moeilik, dat weet jy, selfs God hoor nie eers meer nie. God is so besig, hy kry nie kans om by my uit te kom nie. Dit is geensins 'n waarheid nie. Ek wil hê dat in hierdie reeks, dat ons moet weet, dat God sê, I will set him on high, because he knows and understands my name. He has a personal knowledge of my mercy, of my love and my kindness. And he trusts, he relies on me, knowing I will never forsake him, no never. Nou hierdie woordjie dat I will set him on high. God sê dat hy sal jou uittel. En hy sal jou op 'n plek sit. He will make you inaccessible. Hy gaan jou so hoog sit dat niks en niemand kan by jou kom nie.
Het jy dalk nodig om 'n tydperk in te gaan waar die Here jou uittel en jou so hoog sit dat omstandighede en moeilike tye, dat jy al dat jy net vir 'n tydperk kan asemhaal, dat die Here jou net een kan sit 'n bietjie. Hæ? Jy dalk dit nodig. Dan sê die Here, weet jy, vir my om dit te doen, is dit ek sal dit doen vir die mense wat my naam ken. Is jy opgewonde om regtig God se naam te leer ken? En dan, as jy daardie naam ken, dat dit nie net 'n kop kennis sal wees nie. Hierdie woordjie van that you will know my name. Dat jy ken God se naam. Dit beteken nie net dat jy 'n kop kennis daarvan nie. Jy weet, man, ek het 'n kennis van hoe dit en dit is nie. Dit praat van 'n experience. As iemand vir jou sê, maar weet jy wat, ek weet presies hoe om golf te speel. Nou, dan vra jy nou maar, jy weet, wat 'n ondervinding het jy met die golf speel? Hy sê nee, weet jy wat, ek kyk omtrent elke naweek die golf. Ek weet presies hoe om dit te doen. Nou, ek weet presies wat die reëls is en wat moet daar gebeur, want ek het boeke deurgewerk rondom golf. Hy het 'n goeie extensive kennis daaroor. As jy nou saam met hom gaan speel en jy doen iets verkeerd, dan gaan hy presies vir jou sê, nee, jy mag nie dit nie. Dan sê jy, ou, hierdie ou ken golf. Totdat hy die stokke vat. En jy is op die eerste tee, en hy vat daai stokke, en jy sien hierdie ou lyk heeltemal onhandig. En hy trek terug en hy swaai en hy slaan die hele bal mis. Ken hy golf? Hy het 'n kopkennis van golf, maar hy het geen experience in dit nie. Dis baie keer hoe ons is rondom God. Jy weet, as daar vraagstukke is en jy weet, as ons wil praat oor dit en oor dat en oor jy weet, oor die handeoplegging of jy weet, as ons wil praat oor die doop of ons wil praat oor die koninkryksbeginsel, jy weet, dan is hierdie ou groot om te praat oor dit. Want hy het baie kopkennis oor wie God is. Maar hierdie kennis, dit is hierdie tipe kennis wat jou gaan deurdra as die pop op die venstraat. Die kennis wat ons nodig het, is daai experience met God. As jy, baie keer doen 'n mens, as jy 'n span, wat is hierdie spanbou goeders wat jy gaan doen? Het julle al, was daar van julle wat al spanbou goeders gaan doen het, saam met die werk en so? Wat jy op daai hoë toue loop en so. Een van die eenvoudigste goeders wat hulle doen, is dat jy staan op 'n stoel, en dan moet jy agteroor val, dan moet jou ander maat jou vang. Okay? Wie van julle het dit al gedoen? Okay. Dis die enigste ouens wat experience in dit het. Ek het dit al baie gesien. Jy weet, en die ouens vang hulle. Wow, so awesome. Dis maklik. Okay, kom doen jy dit? Die kennis, en ek het al hierdie voorbeeld ook vir julle gegee. Daar was eendag wat hulle 'n hoëspandraad oor die Niagara Falls gespan het. En daar was 'n ou wat met 'n so wat is daai balansstokke, het hy oor hom gestap en hy teruggestap. Okay? Kan hy dit doen? Ja, daar was duisende mense, hulle het so wyd geadverteer. Daar is duisende mense wat gekom het. Hulle sien hoe hy oorstap. En hulle sê, weet jy wat, het jy kennis oor dat hierdie ou daaroor kan stap? Sê, ja, ons het dit gesien. Glo jy dat hy dit oor en oor kan stap? Ja, nee, dink jy sal ooit val? Nee, nie sommer nie, hoor, want ons het al gesien hoe hy 'n paar keer oor.
Hy sê, okay, as jy so groot vertroue in hom het, kom klim op sy skouer. En laat hy oorloop en terugloop. Dis 'n ander tipe van kennis. Daar was toe iemand wat opgeklim het, en hy het soontoe en teruggestap. En hy is die een wat 'n ervaringskennis het. En nie net 'n kopkennis nie. Hy was die ou wat ervaar het, hoe daai ou sweet. En hoe daai ou 'n misstapie maak. Die mense sien dit nie eers nie. Maar hy het dit ervaar. God sê, ek wil hê, dit is die tipe ervaring wat ek wil hê jy moet met my hê. Moenie net weet, dat ek dit kan doen nie. Wie weet, kan God, 'n mens se omstandighede net so verander? Kan God dit doen? Is dit 'n kopkennis by jou, of 'n ervaringskennis by jou? Die Here sê, dat I will set you on high, ek sal jou hoog sit, dat niks en niemand by jou sal kom nie. As jy 'n ervaring het, van wat my naam beteken. Dat jy 'n personal knowledge sal hê of my mercy, my love and my kindness. That you will trust and rely on me, knowing I will never leave you. I will never forsake you, no never. Die Here wil ons in 'n dieper verhouding met hom vat, in hierdie laaste dae. Daarom dink ek, dit gaan nie makliker word in die wêreld nie. Vir lank genoeg was ons oë, ons as Christene se oë, op ekonomie en oor omstandighede, op kennis en op ervaring gewees. Vroeger jare kon jy maklik die markte vooruitskat, en dan het mense belê, baie maklik. Maar vandag is dit nie meer so maklik nie. Die mense waag dit nie eers meer nie. En God begin dat ons oë afhaal van die wêreldse dinge. En dat ons hom kan fokus op sy naam. Dit is wat in hierdie laaste dae gaan gebeur. In Hebreërs 13 vers 5 staan daar sodat God sê, ek sal jou nooit begewe. En ek sal jou nooit verlaat nie. Ek wil net hierdie uit die weg uitruim. Moet nooit dat dit by jou opkom, dat God het jou alleen gelos in hierdie ding nie. Dat waar is die Here nou nie? As jy hom ken, as jy ervaringskennis het van sy naam, sal jy weet, God is altyd daar, hy's wakker oor jou. Sy oë is gerig op jou, net om te kyk, waar kan hy jou help? God sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Okay? Is ons eens met dit? Hoor wat sê die Amplified Bible in Hebreërs 13 vers 5. Hy sê, for ye, God himself has said, dis nie hoor sê nie. God self het gesê, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. God self het gesê, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. Dan gaan hy aan, dan sê hy, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down, relax my hold on you, assuredly not. Twyfel jy nog? God kon dit nie sterker sê nie. As jy hierdie lees in die Amplified, dit is wat die Griekse woorde daar eintlik beteken. Die Here wou dit so sterk uitdruk, dat daar geen twyfel by jou hoef te wees, dat ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. I will not relax my hold on you, assuredly not, al voel dit partykeer so. Partykeer voel dit so. Dawid het ook so gevoel, met tye. Wat hy vir die Here sê, maar Here, waar is jy? Kan jy nie sien wat met my aangaan nie? Here, waar is jy? Slaap jy dalk? Dat jy nie sien wat met my aangaan nie. En dan aan die einde van die Psalm, dan kom hy agter, maar weet jy wat?
Die Here was die hele tyd met my. Hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die Here is altyd deur daar. Kom ons hou ons oë van die omstandighede af. Veral in die tye waarin ons leef. Ons enigste toevlug is hy. Ons kan nie meer let op die voorspoed van 'n land of van 'n ekonomie of van ons kan nie op mense let nie. Die Here moet ons enigste toevlug wees. Nou daardie woorde het Jesus gekry of hy het die psalmskrywer gekry in Josua 1 vers 5 al. Dit wat die Hebreërskrywer ook geskryf het, van ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daai woorde het hy gekry toe God met Josua praat. Nou Josua staan aan die vooraand van dat hy moet oorneem by Moses. Nou wat 'n groot skoene om vol te staan. Moses was tot vandag toe word gesien as die grootste leier wat daar ooit was. Dis nou buite Jesus. Maar die leierskap eienskappe en beginsels wat hy toegepas het, word tot vandag toe nog geleer. En Josua word gesê, okay, Moses is nou klaar, hy's nou weg. Maar nou moet jy die volk inlei. En dan sê God vir hom, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Josua, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees, en ek sal jou nie begewe, en ek sal jou nie verlaat nie. Is God 'n aannemer van persoon? As hy iets vir hierdie persoon doen, moet hy dit vir daai persoon doen. God het nie witbroodjies nie. As jy sien dat iemand lyk soos 'n witbroodjie, gaan leer by hom en sê, hoe doen jy dit, dat God se hand oor jou beweeg? En as jy dit dieselfde doen, sal dit ook in jou lewe gebeur. Want God se hand kom net in beweging deur geloof. Leer by mense wat suksesvol is, in die gees suksesvol is. As die Here dit vir Josua gedoen het, niemand sal voor jou stand hou, al die dae van jou lewe nie. Net soos wat ek met Moses was, sal ek met jou wees. En God kan dit vir jou vandag sê. Net soos wat God met Moses was, is hy met ons vandag. En dan in Spreuke, want ek's besig om 'n fondasie te lê oor die naam van God. En dan gaan ons kyk na die verskillende name wat ons moet aanroep in tye wat ons nodig het. Goed. In Spreuke 18 vers 10 sê dat die naam van die Here is 'n sterk toring en die regverdige hardloop daarin en word beskud. Dit is interessant dat dit nie gesê word enigiets anders nie, maar dat dit juist dat dit die naam van God is wat 'n sterk en 'n magtige toring is. Okay, in die eerste plek, as jy dit as toevlug wil doen, moet jy daarom iets van God ken. Moet jy weet dat hy is aan jou kant. Hy is vir jou en hy is nie teen jou nie. Dit is nie hy wat hierdie moeilike omstandighede jou kant langs bring nie. Want hoe is dit moontlik dat as iemand jou te nakom, sal jy na so 'n persoon toe hardloop? As iemand jou te nakom, sal jy so iemand vat as 'n toevlug? En baie keer is dit dat die vyand maak dit so dat hy wil dit vir jou laat wys word dat dit is God wat hierdie negatiewe omstandighede jou pad langs bring. Weet vanoggend, God is aan jou kant. Hy het alles in sy vermoë gedoen om vir jou net die beste te gee. En hy sal niks doen ooit om jou skade te doen nie. Die naam van die Here is 'n sterk en 'n magtige toring. Hierdie is soos 'n fortress. As jy daarin hardloop,
sal God jou toemaak dat die vyand nie naby jou kan kom nie. Dat omstandighede nie naby jou sal aankom nie. As jy in God se fortress in hardloop, ek weet nie, kom ons maak 'n prentjie. As jy daar is 'n klomp wat agter jou aan is, en jy hardloop, en hier is 'n kasteel hier voor jou, en jy skree van ver af, hoor jy so, dat sak daardie, wat is hangbrug, en jy sien daar so sakkie, en jy hardloop daarin, en jy sê, okay, lig op, en daar so word hy toegedruk. En onthou, kan jy dan 'n prentjie sien van daai ou kastele van die ou tyd? Wat hulle rondom hom met hulle mos daai water gegrou wat diep is, en hulle krokodille daarin gesit, dat die mense nie eens daar kan deur swem nie. So daar was omtrent nie eens 'n manier om daarin te kom nie. God sê, my naam is so, dat jy hardloop daarin. Jy is moeg, jy's mat, jy's uitgeteer, en jy voel net heeltyd on edge, en dit is net erg, want daar buitekant moes jy net gefight het, en jy moes heeltyd survive het. En God sê, in my naam, as jy daaraan hardloop, gaan ek kom dat jy inkom. Ek gaan laat jy 'n lekker warm bad vat. Ek gaan laat jy 'n lekker feesmaal ervaar. Ek gaan vir jou, dat jy jou kragte kan herwin, en ek gaan vir jou rus gee, sonder dat jy oor jou skouer hoef te kyk. God wil dit doen vir sy kinders. Ek het dit nou dag met ons sakemanne gedeel. Ek ervaar regtig dat dit is 'n tydperk wat die Here ons wil inneem, waar ons 'n tyd van rus ingaan. Want te lank het dit net te moeilik gegaan. Ervaar julle dit ook? Die vyand bring baie keer nie, jy weet, groot dinge oor jou nie. Hy bring seker bietjie goedjies. Daai klein jakkalsies die heeltyd. En dit is asof hy dit die heeltyd aanhoudend doen. Jy weet, want as ek vir iemand vra om hier voor te kom staan, en net sy arm so te hou, dis maklik. Thomas, dis ons nou maklik hierdie. Ek meen, 'n ou hoef te gaan gym om dit te doen. Andre? Okay? Is bearable. Okay? Maar na 5 ure, hoe dink julle sal my arm voel? Ek gaan 'n bietjie swaarder voel. Okay? En na so 'n dag of wat? Na so 'n week? Jy gaan dit nie hou nie. Dis 'n eenvoudige ding. En dis hoe die vyand maak baie keer met ons. Hy bring klein goedjies. Bearable. Dis maklik. Ek weerstaan dit maklik. Jy weet, dit is maklik. Maar hou dit so aan. En aan. En aan. En aan. En naderhand voel jy, ek kan nie meer nie. En die Here sê, dis tyd vir jou nou om te rus. Dis tyd vir jou, dat ek jou uittel. Dis tyd vir my, that I will set you on high, dat dinge nie naby jou kan kom nie. Dat jy in my naam in kan hardloop, hierdie fortress, waar jy net bietjie kan rus, kan asem skep. En dan as jy uitgaan, dan is dit weer maklik. Dan is dit bearable. Die Here soek dit vir ons. Die Here se naam is 'n sterk toring, en die regverdige hardloop daarin. Dit is nie dat jy wals daarin nie, jy loop daarin nie. Ja ouens, hardloop praat van 'n desperaatheid. Ja, ek kan nie meer nie, ek moet daar nou hardloop. En baie keer voel ek moet daar hardloop. Ek kan dit nie meer hou nie. En dit is God se naam. Ek wil vandag met julle begin met een naam. Een van God se name. Okay. En Eksodus 13 vers 14. Onthou, God het vir Moses gesê, Moses, hy het daar by die braambos gestaan en sê, Moses, ek wil hê jy moet gaan en ek wil hê jy moet my volk gaan verlos. En toe het ek hierdie klomp verskonings wat hy het en ek kan nie eens praat nie.
O Here, wie nie eerder vir Aaron stuur nie. O Here, en hy kom verskonings. En uiteindelik stem hy in. En die Here sê vir hom, okay, weet jy wat, ek sal vir jou tekens gee. En daar is tekens wat hy gee van die sy hand wat melaats word, en dan druk hy hom en dan is hy weer gesond, en hy gooi sy staf en hy word 'n slang, en hy gryp hom aan die stert en hier word hy weer sy staf. Joe. Hy was oortuig geweest. Hy sê, okay Here, ek sal gaan. En die laaste ding sê, Here, as ek nou voor Farao staan, die magtigste man op aarde daai tyd, en ek moet vir hom sê, die Israeliete, die werksmag van daardie hele koninkryk moet trek. Wie moet ek sê het my gestuur? Ek soek 'n naam. Here, wie wil hê moet ek stuur? Weet die almagtige. Weet jy, ek soek 'n naam. Want as in daardie tyd as jy weet hierdie name dropping, ken julle name dropping? As jy gaan vir 'n onderhoud of jy praat so 'n bietjie manne om die braai en dan sê nee, weet jy wat, sit nou dag het ons 'n bietjie saam met die ou gekuier, dan is almal sommer impressed. Jy weet daai name dropping. Of jy stap in en jy soek iets dadelik en iets dringend en sê weet jy wat, jy weet meneer Visagie het gesê ek moet dit kom haal. Jy weet, en nou omdat jy sy naam genoem het, jy weet die hoof van die maatskappy, dan spring almal en sê okay, ons behelp jou dadelik. Julle ken daai name dropping. Nou Moses sê, ek wil na die magtigste ou toe gaan en ek wil vir hom 'n name drop doen. Ek wil vir hom sê, weet jy wat, hierdie God het gesê, jy beter hulle laat trek. En God gee vir hom hierdie naam. Hy sê en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord as hulle vra. Okay, jy wil nou hê ons moet trek. Nou wie is dit wat jou geroep het? Ek is het my na julle gestuur. Wat 'n snaakse naam. Ek is. As God vir jou daai naam gee, ek is. Sal dit jou impress? Nie regtig nie. Maar weet jy wat, omdat God dit gesê het, nou, ek is, en dan is dit amper doetjie. Wat het jy nodig? Ek is dit vir jou. Dit is soos 'n joker kaart. Hy kan enigiets wees. Wat het jy nodig in jou omstandighede vandag? En jou behoefte, JJ, is anders as julle behoefte. En as Willie se behoefte en Marieke se behoefte. Elkeen se behoefte is uniek. En God sê, ek is wat jy ook al nodig het. En dit is die God wat gekom het om jou uit te red. En hierdie is een van die magtigste name wat God ooit gegee het. En ek sluit af met hierdie teksvers. Moet hom nog nie opsit daar in Johannes nie, want ek sien ons lees voor die tyd. Jesus is in Getsemane en hy's besig om te bid. En hy's in barensnood. Want hy weet dat die manne kom nou om hom te kom haal. En hy weet die paadjie wat vir hom voorlê gaan nie maklik wees nie. En hy bid elke keer en sê Vader, Here, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Want dit is 'n baie moeilike beker. Maar nie my wil nie, U wil. En uiteindelik, toe hy klaar gebid het, hoor hy die klomp mense wat aangestap kom. En hulle vra toe, ons soek vir Jesus van Nasaret. Jesus die Nasareëner, waar is hy? En Judas is saam met hulle. En Jesus antwoord hulle hierdie. Hy sê, dit is ek. En dan in Johannes 18 vers 6, staan daar so, en toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Hoekom dink julle dit gebeur?
As ek nou, as mense hier inkom en sê, hoorie so, ek is op soek na Gert Vry. En ek sê vir hulle, dis ek. Sal hulle agteruit gaan en op hulle rug val? Nee, ek is nou nie so impressive nie. En my asem is nie so sterk. As hierdie woord sê, dat hulle het agteruit gegaan en op die grond geval. Wat is die prentjie wat jy sien? Hierdie ouens, hulle kom hier aan met allerlei wapens en kaggels en alles, en hulle is hier om Jesus gevange te neem. Goed? En hulle vra, jy weet, waar is hierdie Jesus? En toe hy dit sê, toe is dit asof hulle agteruit styr en op die grond val. Dis omdat hy sy naam gebruik. Daar's krag in hierdie naam. I am. Hy gebruik dieselfde naam van hom. Toe God gesê het, wie moet ek sê het jou gestuur om hierdie volk te verlos? En Jesus gebruik sy naam. En daar is soveel krag wat vrygestel word omdat hy sy naam noem, dat hulle agteruit val op hulle rug. Dis die naam wat ons moet aanroep in die tye waarin ons nou is. Wat is jou behoefte vandag? Wat het jy nodig? Die naam van God is dit wat jy nodig het. God is ons enigste toevlug, ons enigste bergvesting. Hy is die God op wie ons moet vertrou. Nie meer die wêreld nie. Vader, ek wil bid dat U woord lewendig sal maak. Vader, dat U woord, Here, sal uitgaan en dat dit nie ledig sal terugkeer nie, maar dit bereik die doel waartoe U dit stuur. Ons wil vra, Heilige Gees, dat U in hierdie reeks wat voorlê, dat U vir ons sal openbaar wie U naam is. Dat U sal openbaar, Here, dat ons 'n ervaringskennis kan opbou van Here, dit is wie U werklik is. Dankie Here dat U die God is wat ons by die hand neem en dat U ons lei en dat U ons leer. Ons bid dit Here in Jesus se naam. Amen.